Vader en ons glo in Jesus. Ons glo in die Heilige Gees en hy bring die lewe terug. Ons glo. Goeiemôre en hartelik welkom aan elkeen wat vanmôre ingeskakel het om na die woord van die Here te luister. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre kom vanuit Matteus 2 uit en ons gaan in die besonder lees vanaf vers 1 tot en met vers 12. Matteus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 12 en ons tema vanmôre is in die geboorteverhaal hoor ons die roepstem van die Verlosser. Daar staan geskrywe: En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê: Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen oor waar Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê te Bethlehem in Judea. Want so is daar deur die profete geskrywe en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie. Want uit jou sal 'n leidsman voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê: Gaan doen 'n noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster het hulle in die ooste gesien, gaan vooruit totdat hy kom en bly staan by die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergedaal en hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hul land teruggekeer. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, kom ons sluit ons oë vir gebed voordat ons begin met die prediking. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie besondere voorreg om te hoor wat U tot ons spreek vanuit die woord. Here, U is die Here van die leerskare. U het gespreek en alles het ontstaan. Here, sonder U teenwoordigheid en werking sal niks voortgaan nie. Niks sal onderhou word nie, alles sal agteruit gaan en verwoesting sal oorbly. Here, maar ons loof en prys U vir U aktiewe betrokkenheid by ons. Here, dankie dat U met elkeen van ons in ons daaglikse reis is. Here, want ons is sondige, ellendige mense wat hierdie genade wat U aan ons geskenk het nie verdien het nie. Maar tog bewys U aan ons genade uit liefde. U versterk ons. U ondersteun ons. Here, mag die woord wat U vanmôre aan ons bring werklik op die tafels van elkeen van ons harte geskryf word. Mag dit nie net leë woorde wees wat op ons ore val en geen werklike uitwerking het nie. Here, asseblief lei ons deur die Gees sodat dit wat U tot ons spreek in handel en in wandel sigbaar sal word in die wêreld rondom ons. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar ons vra alleen vir genade. Ek bid dit in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus alleen.
Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, elke jaar wanneer die dae en weke voor Kersfees aanbreek, voel dit asof die atmosfeer rondom ons verander. Winkels word blink versier, advertensies vul die skerms met vrolike klanke en selfs die winkelplein bring Kersvader en sy takbokke na vore om die gevoel van die seisoen vas te vang. Oral word ons en ons kinders gebombardeer met die beelde van geskenke onder die boom en 'n bonatuurlike figuur wat die plek van Christus wil inneem. Nou ons almal kan getuig dat hierdie tyd van die jaar anders voel. Daar is 'n vreugde en verwagting in die lug. Maar die hartseer is dat die wêreldse tradisies ons dikwels wegvoer van die wonder van Kersfees. Be Merry weer klink die slagspreuk uit elke luidspreker, maar waar is die blydskap oor die koms van Jesus Christus? Waar is die verwondering oor die vervulling van God se belofte? Die vraag wat ons onsself moet afvra is, tot watter mate leer ons kinders om nie net na die geskenke en die tradisies uit te sien nie, maar na die onverdiende guns in Jesus? Want Kersfees is nie bloot net 'n fees van liggies en geskenke nie. Dit is Christusfees. Dit is die dag waarop die belofte van Genesis 3 vers 15 werklikheid geword het. Die dag waarop God sy seun gestuur het om die kop van die slang te vermorsel en vir ons ewige oorwinning te bring. Om hierdie rede is dit vir ons as gemeente gepas om stil te staan by die geboorteverhaal van Jesus, die herder koning. Vanoggend gaan ons aan die hand van die volgende 3 punte die geboorteverhaal herontdek en afstof. Ons eerste punt is, God roep sondaars tot Jesus. Tweedens, die mens rebellie teen God. En derdens, die oproep tot nederige aanbidding. En dit bring ons by ons eerste punt, God roep sondaars tot Jesus. Wanneer ons die geboorteverhaal van Jesus in Matteus 2 lees, sien ons dat die verhaal begin met Jesus wat reeds in Bethlehem in Judea gebore is. Teen hierdie tyd was hy hoogs moontlik so wat 2 jaar oud al gewees. Ons lees verder dan dat die wyse manne uit die ooste, mense buite die kring van Israel, die roepstem van God in die ster gehoor en gehoorsaam het. Die wonder van hierdie gebeurtenis is dat hierdie manne sterrekundiges was. Mense wat die geheimenis van die natuur ondersoek het. Mense wat die toekoms aan die hand van die sterre probeer voorspel het. Nou die Griekse woord beskryf hierdie manne as towenaars. Dit is hierdie tipe manne waarteen die Ou Testamentiese profete soos Jesaja en Jeremia hulself uitgespreek het. Hulle word beskryf as heidene. Maar tog is dit juis hierdie manne wat God roep in 'n taal wat hulle al te goed verstaan. Hy gebruik 'n ster wat volgens hierdie heidene wys op 'n nuwe koning wat gekom het. Geliefdes, God gebruik sondaars om die vervulling van sy beloftes aan te kondig. Is hierdie nie 'n eeueoue patroon nie? Dink aan Dawid, 'n moordenaar, iemand wat oorspel gepleeg het en tog beloof God aan hom 'n nageslag wat altyd sal regeer. God spreek in 2 Samuel 7 vers 16 en sê die volgende vir ons, hy sê, en jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vasstaan tot in ewigheid. Juis met hierdie geboorte is daar die belofte vervul in Jesus, die herder koning uit die nageslag van Dawid. In hierdie wonderlike geboorteverhaal sien ons in werklikheid die oproep van alle nasies, alle sondaars, om die roepstem van die Vader te volg,
na die herder koning Jesus Christus. Dit is mos die hart van die evangelie, nie waar nie? Die evangelie word gekenmerk deur God wat na die sondaars kom en nie die vromes nie. In Lukas 9 vers 10 staan daar geskrywe, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. God kom na die wat op die weg van die duisternis wandel en wys hulle die weg na Christus, die verlosser. Jesus sê self in Johannes 6 vers 37 dat elkeen wat die Vader aan hom gee, na hom toe sal kom en nooit uitgewerp word nie. Is dit nie ook ons verhaal nie? Verlostes wat nou 'n lewenslied sing, gewy in dankbaarheid. Die vraag wat ons onsself moet afvra is, waar lê God se roepstem tans in ons lewens? Maak ons steeds erns met die weg wat hy vir ons aandui in sy woord. Geliefdes, dit is noodsaaklik om elke dag te begin met die woord van die Here vir leiding. Dit is belangrik om jouself nederig by die voete van die Verlosser te plaas. Jou sondes te bely en te smeek om leiding in jou dag se take. Ons word volgens Matteus 5 vers 13 tot 14 immers opgeroep om die sout van die aarde en die lig vir die wêreld te wees. Doen dis 'n bietjie selfondersoek. Vra jouself af of jy 'n lewende, lopende getuienis van God se liefde en genade is. Want as kind van God wat erns maak met sy roepstem, behoort dit jou daaglikse strewe te wees. Geliefdes, as instrument in God se hand, mag jou lewe dalk net die roepstem wees vir die verlore seun of dogter langs jou. En dit bring ons by ons tweede punt, die mens rebellie teen God. In die volgende verse lees ons dat die wyse manne wat die roepstem gehoorsaam het, vertrek het na Jerusalem. Met hierdie aankoms in die stad weergalm die vraag na die koning van die Jode tot in die paleis van koning Herodes. Nou teen hierdie tyd regeer Herodes al so wat 30 jaar. En ons het hier te maak met 'n werklik begaafde koning. Iemand wat goed opgelei was in oorlog, retoriek en politiek, menende, dit was iemand gewees met 'n helder verstand. Maar teen die tyd wat die wyse manne in Jerusalem aankom, op soek na die nuwe koning Jesus, het Herodes al heel wat agteruit begin gaan. Hy was op daardie oomblik 'n man onderdompel in selfsug. 'n Paranoïese mens, iemand wat enige iets sou doen om sy mag te bou. In vandag se taal sou ons hom gelykstel aan 'n tipe van 'n Hitler-figuur. En die volk in Jerusalem het dit gevoel. Juis as gevolg van sy hart verduister deur selfsug, word hy woedend oor die sprake van 'n nuwe koning. Hier word hy nou gekonfronteer met 'n moontlike bedreiging vir sy troon, terwyl hy selfs nie eers 'n opvolger in sy eie huis het nie. In hierdie oomblik van kommer draai homself dan na die owerpriesters en die skrifgeleerdes vir antwoorde. Nou, of hy erns gemaak het met die Ou Testamentiese profesieë of nie, dit weet ons nie. Maar wat ons wel oorseker is dat hy probeer sin maak het van wat aan die gebeur is aan die een kant, maar aan die ander kant wou hy ook uitvind waar hierdie kindjie is, sodat hy kan reageer en neutraliseer. Die ergste is dat selfs die skrifgeleerdes nie eens regtig ag gegee het op die moontlikheid van die vervulling van hierdie belofte nie. Daar is geen beweging, geen verwondering en geen aanbidding. Sien ons hierdie soort gedrag nie telkens vandag raak nie. Dikwels is dit die met die meeste kennis van die geloof wat die minste vuur in hul hart het. Ten diepste beeld Herodes se optrede die verdorwenheid van die menslike natuur uit.
Mense is so vasgevang in die stryk van die bose dat hulle gewillig en bereid is om teen God te staan. Mense wat as hulle kon Christus en sy kerk sou uitwis. Mense wat dwaas optree, wat in nuttelose pogings probeer om God te weerstaan. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waar die aktiewe rebellie teen God populêr en algemeen is. Ons leef in 'n tyd waar ons onsself as God op die troon wil plaas. Oral heers die eie ek. Ons sien dit in films en verhoudings waar die my way or the highway mentaliteit alles oorheers. Niemand sal vir my sê wat om te doen nie, ek het die gesag. My waarheid is waar en jy moet dit aanvaar. Ons leef in 'n tyd waar God een stem tussen vele is. God met 'n klein letter G. Wanneer die kerkvader Augustinus sê dat die mense wil 'n gevange van die sonde is, totdat God hom verlos het daarvan, dan praat hy van hierdie werklikheid wat sigbaar word in die wêreld rondom ons. Mense wat gevangenisse is van hul sondige natuur. Die wonderlike troos is wel dat daar niks en niemand is wat God se raadplan kan stop nie. Hy het beloof om 'n verlosser te stuur en hy het gekom. Daar was vele wat hierdie verlossing regdeur die skrif probeer breek het, maar sonder enige sukses. Dink 'n bietjie terug aan Farao en die kindermoord met die volk Israel. Dink veral aan die kindermoord wat volg met koning Herodes. Maar keer op keer laat God sy wil, sy raadsplan seëvier. Vandag sien ons selfs hierdie rebellie deur wêreldheersers en bose agendas wat teen Christus en sy kerk staan. Dit is op hierdie oomblik veral sigbaar in die gebeure in Nigeria waar medebroeders en susters vermoor word vir hulle viering van Jesus Christus, die seun van God, gestuur om ons te verlos. Dis egter 'n poging sonder resultaat. 'n Eensydige geveg met Christus as oorwinnaars en ons as mede-oorwinnaars in hom. Daarom kan ons bly wees. Daarom moet ons bly wees. Die koning het gekom. Die verlossing is gebring, die versoening is gebring. Daar is geen vyand wat staande kan bly nie. Selfs al word ons vermoor, mag ons woorde wees soos Paulus: vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek verruil die tydelike vir die ewige om Christus ontwil. En dit bring ons by ons laaste punt van môre, die oproep tot nederige aanbidding. Hier aan die einde van Matteus 2 vers 11 tot 12 sien ons dat die wyse manne by die huisie waar Jesus en sy gesin was aangekom het. En met hierdie aankoms het hulle self voor hom neergebuig en hulde gebring. Nou in die antieke nabye ooste was die gebruik gewees dat wanneer iemand in die koning se teenwoordigheid inkom, dat hy die beste wat hy besit aan die koning gee. Nou natuurlik het die koning dan iets in ruil ook teruggegee aan hierdie persoon, maar op hierdie oomblik was Jesus se gesin ongelooflik arm gewees. Hulle het hoogs moontlik hierdie geskenk, hierdie goud, wierook en mirre wat hulle ontvang het, gebruik om te vlug na Egipte tydens die kindermoord onder Herodes. Maar die doel van hierdie beskrywing in Matteus is nie om soseer die klem te lê op die materiële geskenke nie, maar eerder die lig te skyn op die oproep tot nederige aanbidding van alle volke, tale en nasies. God die Vader roep ons deur sy Gees tot Jesus Christus, die een wat ons verlos het en onder wie se bloed ons staan as vrygespreekte prinse en prinsesse op weg na die ewige heerlikheid in die hemel.
Die ware wonder van Kersfees of die ware Kersverhaal gaan nie oor Kersvader en sy takbokke nie, nee. Maar oor Jesus Christus, die gekruisigde. Hy het homself verneder deur as 'n weerlose baba onder ons te kom woon. Hy het 'n sondelose lewe in gehoorsaamheid aan die Vader namens ons geleef. Hy het sy liggaam laat breek aan die kruis sodat die Vader se toorn nie op ons sou neerdal nie. Hy het opgestaan uit die dood en opgevaar na die hemel sodat elkeen van ons die ewige lewe kan hê. Sien u die vernedering wat hy moes ondergaan sodat ons saam met hom verheerlik kan word? Wanneer ons vanuit hierdie genadebeeld na Kersfees kyk, dan gaan dit oor die dankbaarheid vir die geboorte van Jesus Christus. Die dankbaarheid vir hierdie geboorte omdat hy later met sy kruisiging die geskenk van verlossing aan ons sou gee. Hierdie toneel is in werklikheid net 'n ekho van die volle heerlikheid met die wederkoms. Waar elke knie sal buig en elke tong sal bely, hy is Here, hy is koning. En al probeer die wêreld die aandag wegtrek en dit vestig op die eie ek en my begeertes, is hier die werklikheid iets wat nie vir my kan word nie. Hy het gekom. Hy kom weer. Maak seker jy is reg, maak seker jy bly nederig op jou knieë met jou hande gefestig op die roepstem van God drie-enig. Geliefdes, dit is so dat ons so maklik vasgevang kan word in die tradisies van die wêreld met Kersfees. Dit is so maklik om Jesus Christus uit die prentjie te verloor of net blaatant te min van hom te maak. Maar lees die geboorteverhaal vanuit Matteus 2 en plaas Jesus in die middel. Want sonder Jesus in die middel is daar nie 'n Kersfees nie. Is daar nie 'n tyd vir seëviering nie. Gaan nou en plaas nie net Jesus in die middel van die Kersgebeure nie, maar in die middel van jou lewe deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Skerp jou kinders die ware wonder van Kersfees in. Vertel hulle van die genade geskenk. Vertel hulle van die vernedering wat Jesus moet ondergaan, sodat elkeen van ons eendag saam met hom as koninklikes verheerlik kan word. Met Kersfees op pad, mag die geskenke onder die boom nie gesien word as iets wat jy verdien nie, maar eerder as 'n daad van liefde sonder verdienste. Mag elkeen van ons in die geskenke wat ons ontvang, die ware geskenk in Christus raak sien. Want Kersfees gaan nie oor die geskenke onder die boom nie, maar oor die geskenk in die krib van Bethlehem en die verlossing aan die kruis van Golgotha. Dit is my gebed dat die Heilige Gees ons met hierdie werklikheid sal lei tot 'n nederige aanbidding in die vorm van 'n lewe gewy aan Jesus Christus, die herder koning tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, met die woord van die Here in ons harte, kom ons buig ons hoofde in gebed. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, werklik, dit is 'n voorreg om te kan luister tot dit wat U vir ons gespreek het vanuit Matteus 2 vers 1 tot 12. Here, wat 'n wonder is dit om die geboorteverhaal van ons verlosser af te stof en te herontdek. Here, mag elkeen van ons met hierdie Kersfees nie Kersvader en sy takbokke in die middel van die Kersgebeure plaas nie, maar mag ons fokus op Jesus Christus wees. Jesus Christus wat homself verneder het om as 'n weerlose baba onder ons te kom woon.
wat homself verneder het deur 'n gehoorsame lewe te lei namens ons, tot op die punt van sterwe aan die kruis, sodat elkeen van ons die ewige lewe kan ontvang. Dat elkeen van ons versoen kan word met die Vader. Here, 'n genade wat ons nie verdien nie. Want ons is sondige, ellendige mense wat met reg die hel verdien. Maar tog doen U aan ons die wonder om ons as kinders aan te neem. Here, dit is my gebed dat hierdie Kerstyd wat op pad is, dat U met elkeen van ons sal wees, dat U met ons geliefdes sal wees, dat ons lewens en ons optredens in aanloop tot Kersfees en selfs in die Kersgebeure 'n getuienis sal wees van hierdie liefde en genade wat U aan ons betoon het, in Jesus Christus ons Verlosser. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, Vader, maar alleen vir ons vir genade. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus alleen. Amen. Ons glo God die Vader en ons glo in Jesus. Ons glo in die Heilige Gees en hy bring die liefde